Goeiemôre almal. Dis heerlik om vanoggend weer te kan sien dat die seisoen besig is om te draai en dat herfs besig is om in plek te kom met die lig wat al hoe langer donker bly, en dan weet ons dat die seisoene is in Vader se hande. Gister het ek 'n bietjie gepraat by die donderdaggroep oor heel wat van die leiers wat ons graag na luister, omdat hulle integriteit het en ons glo dat hulle by die Here hoor, praat van Maart maand as 'n seisoen waar die Here 'n verandering bring op aarde en waar ons die deurbrake gaan sien en die goed wat die Here uitgespreek het profeties oor sy kerk gaan land. En ek is regtig daaroor opgewonde, want ek weet dis ook vir ons persoonlik wat lank wag vir sekere goed en bid oor sekere goed, die tyd wat ons dit gaan sien land. En vanoggend een van my klein seuns verjaar vandag, en die woord wat die Here vir my vir hom gegee het, is die woord, die bekende woord in Jesaja 40, waar die Here sê, die wat wag op my, gaan met nuwe krag opstaan. En ek besef dat die woord wat ek vir hom gekry het, is in lyn met die woord wat die Here vir ons gee vir die liggaam van Christus in hierdie tyd. Ons het die afgelope naweek 'n wonderlike seminar gehad saam met Tanya Stokes. Dis altyd vir my lekker as die Here vir ons wys wat is in ons lewe, wat probleme is, en dan wys wat is die wortels daarvan, hoekom sukkel ons met sekere goed. Een ding wat sy gesê het wat my baie beïndruk het, is om te praat van ons as die 5de evangelie. Dit het my geraak, omdat die afgelope paar jaar, weet julle, praat ek oor ons mission, ons faith verklaring in Peres, wat die skrif is in Efesiërs, wat sê dat die volheid van Jesus Christus in ons gestalte moet kry. En ek het al baie woord daaroor gegee, maar hierdie woord wat sy vir my gegee het, het weer so 'n nuwe hoogtepunt vir my gebring in die hele begrip daarvan, en ek wil dit net met julle deel. Wanneer ons kyk na die 4 evangelies, dan kyk ons na Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En dis die 4 evangelies wat letterlik die hele woord in opgesluit is. Die geboorte tot die kruisiging en die opstanding van Jesus, die belangrikste gebeurtenis in my en jou lewe. En wanneer ons daardie evangelies lees, dan sien ons God se verlossingsplan vir die mens, en dan kan ons deur daai 4 evangelies stap na die plek toe waar ek en jy wedergebore is. Maar ek en jy is die 5de evangelie. Wat beteken dit hier op aarde? Nou, ek wil vir julle lees in 2 Korintiërs, waar die Here, 2 Korintiërs 2 vers 11 tot 17 gaan ek eers vir ons lees. For we are to God the fragrance of Christ, among those who are being saved and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these? Dit is so belangrik om te weet dat ek en jy in ons lewe het God op aarde geplaas, in die plek waar hy ons geposisioneer het, om deur ons leefwyse, deur ons woorde, deur ons keuses, deur ons optrede, die geur te versprei, wat lewe bring, die geur van Jesus, wat gekoppel is aan sy lewe, 'n heerlike geur wat jou moet trek. As ons kyk in die natuur, die geur van die blomme, en die geur van die vrugte aan die bome, trek die bye, trek die skoenlappers, om hulle nektar te kom kry daar. So ek en jy is daai geur, behoort die geur te wees van Jesus, wat versprei word, en mense lok na Jesus se lewe toe, sy oorwinningsplan toe. En dan kom hy en hy sê, maar die mense wat verlore gaan,
hierdie geur is nie net vir die van ons wat gered is nie, vir mekaar nie, maar is ook juis vir daai wat verlore gaan. Want die wat verlore gaan, is op pad na die dood toe. En hierdie geur van lewe kan hulle lewe aanraak en omkeer. En dan wil ek vir ons lees 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 3 en ek lees uit die NIV. We are beginning to commend ourselves. Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourself are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on the tablets of human hearts. As ons hierna kyk, dan besef ons dat die Here sê die nuwe verbond, die woord van God, is nie nou net 'n letter buitekant wat ons lees nie. Dis in ons harte ingegrafeer. En wanneer ek en jy gedoop word, Kolossense 2, dan kry ek en jy daai sirkumsisie op ons hart, die verbondsteken van die lewende God, laat ons aan hom behoort. Nou kom die Here en hy sê, ek en jy is 'n brief wat mense lees. En ons moet weet dat die wêreld daar buite lees nie die Bybel nie, maar hulle lees vir my en jou. En as hulle met my en jou te doen het, wat lees hulle in ons lewe? Bring dit hulle nader na Jesus toe. Bring dit hulle op 'n plek waar hulle dink, wow, hoekom dink of tree sy of hy so op? Wow, wat is in hierdie persoon se lewe dat hulle reageer soos hulle reageer in moeilike situasies of op plekke van uitdaging? Ons kyk na wat in die land aangaan, wat in die wêreld aangaan. Wat is my en jou reaksie daarvan? Wat is my en jou reaksie wanneer daar korrupsie gepleeg word? Wat is ons reaksie wanneer ons swak diens kry? Al hierdie moeilike plekke wat vir ons moeilik is om te aanvaar, moet ons onthou, dis maklik om goed te wees en 'n goeie getuienis te hê, wanneer ek en jy in die kerk is, of te doen dit met kinders van die Here, en ons praat oor die woord, en ons bring ons getuienis, dis maklik, maar daai plekke waar ek en jy God se brief is, in die samelewing, wat mense lees, wat lees hulle in ons lewe? En dit wat hulle lees, dryf dit hulle na die Here toe. Bring dit hulle op 'n plek waar hulle antwoorde wil kry. Die vrede van ons God wat in ons hart en verstand die heerskappy moet voer. Hierdie vrede bring dit hulle na 'n plek toe van verlange om ook in God se vrede in te gaan. Ek besef dat ons het 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor die Here. Ons is met 'n rede hier op aarde. As wedergeboorte die enigste mikpunt was, dan sou die Here toegelaat het dat sodra ons Jesus aanneem, ons dan 'n natuurlike dood sterf en oorstap in ons ewigheidslewe. Maar my en jou se wedergeboorte, se getuienis, se teenwoordigheid op aarde is vir hom 'n wapen en 'n instrument teen die werk van die vyand. Dit is vir hom 'n brief en 'n geur wat die lewe van Christus moet uitstuur na mense toe, wat mense moet trek na die lig van Jesus Christus toe, sodat hulle nie verlore sal gaan nie, maar ook gered sal word. So ek en jy is die 5de evangelie, wat mense lees of ek en jy dit wil weet of nie. En hier is sekere plekke waar die vrees van die Here oor my kom, veral as ek dink, wanneer ek dit mis, of wanneer ek my vererg, of wanneer ek ongeduldig is in die openbaar. En dan, partykeer is dit maklik om op sekere plekke 'n goeie getuienis te hê. Maar, wat is my en jou getuienis in die huis, by ons huismense, by ons mans, by ons kinders, by ons familie, by ons werkers? Ek bid dat die Here
op hierdie tyd wat hy sê hy maak 'n nuwe seisoen oop op aarde, vir my en jou sal kom bekragtig en 'n nuwe salwing sal gee, dat ons vir hom 'n geur sal wees wat lewe sal bring, dat ons vir hom 'n plek en 'n brief sal wees, wat mense op ons harte lees, die woord van ons God sal wees, die getuienis van Jesus wat lewe bring. Ek besef net dat ons het hom so nodig in hierdie tyd, en ek wil vir ons bid. Vader, ons is mense op aarde. Dankie dat U in gedagte hou dat ons van stof gemaak is. Maar ons begeerte is, Here, dat U ons sal kom bekragtig en sal kom gebruik as U lig, as U geur, as U briewe op aarde. Maar Here, ons kan nie dit doen sonder dat U nie deur U Gees ons lei en ons bekragtig nie. Here Jesus, dankie dat U nie net gesterf het nie, om vir ons die prys te betaal nie, maar U het ook U Gees in ons agtergelaat, om ons te help, om ons paaie gelyk te maak, ons voetstappe terug en om ons te help, om die waarheid van U woord te versprei, soos wat ons daagliks lewe. Help ons asseblief. Amen.